Goeienaand vriende en welkom by ons laaste Pinkstergeleentheid vir die week. Ek kan eintlik nie glo dit is die laaste geleentheid nie, maar dit is lekker om elkeen van julle hier te hê en dankie dat julle ook die hele week saam met ons hier gekuier het. Dis vir ons 'n voorreg om almal in ons midde te hê. In die besonder wil ek vanaand welkom sê vir die Dirkie ysvoortrekkers wat die hemelvaart is vandag hemelvaart. En ook gevra het om saam met ons hierdie diens te kom bywoon. Julle is baie welkom, dis lekker om julle hier by ons te hê. Sommige net noem dat hierdie spesifieke groepie voortrekkers ook en aan julle ouers ook baie welkom. En hulle is al, as ek dit nie mis het nie, 72 jaar deel van Anton van Wouw en hierdie gemeenskap. So ons hoop dat julle tuis voel vanaand hier en Dani, dankie ook vir jou wat dit ook akkommodeer en julle is meer as welkom om na die tyd te bly en te kuier, alhoewel ek weet daar is eintlik nog 'n gedeelte wat vir julle voorlê vanaand, die liggie loop waarmee julle besig gaan wees, so sterkte vir dit ook en mag dit ook vir julle 'n besondere belewenis wees. Vriende, dan wil ek julle graag sommer die geleentheid gebruik om net onder julle aandag te bring dat ons 'n wynproe het in samewerking met Saronsberg Wynlandgoed en die beeldhouer kunstenaar Angus Taylor, die 20ste Junie, vir die van julle wat nou nog nie gesien het of daarvan gehoor het nie. Julle sal sien daarso die kostes is 400 per persoon of daar's 'n tafel van 8 of 'n tafel van 12 wat jy kan bespreek. 20ste Junie is om die draai. Ongelukkig moet ons bespreek want ons het beperkte tafels, so dit is nogal 'n geleentheid wat ons nie sal wil misloop nie en almal van julle is meer as welkom. Kontak gerus die kantoor of vir my of vir Dewald en indien daar enige vrae is of onsekerheid is nog daaroor of sommer net as ons jou kan help met 'n tafel en 'n bespreking. En dan is daar 'n groot klomp dankies na so 'n week. En 'n groot klomp mense wat hierdie week maak wat dit is. En ek wil sommer net die geleentheid neem om vir almal dankie te sê wat in die eerste plek bywoon, vir julle wat hier is. Dit is wat 'n gemeente maak, wat 'n gemeente is. Dis nie die gebou nie, dis nie ons wat hier is nie, dit is bedoel ons wat werknemers hier is nie. Dit is die gemeenskap en dit is wie 'n gemeente maak. So dankie dat julle hierdie Pinksterweek vir ons besonders gemaak het. Bambi, ek wil vir jou sê baie dankie vir jou bydrae tot die musiek en die manier wat jy net hierdie eredienste verryk. Dit is vir ons so 'n voorreg om jou in ons midde te hê, altyd net hier en ons waardeer jou hoor. Betsy, jy met jou afbeen, baie dankie vir jou bydrae tot die week se musiek. Ons sien jou nie eintlik daar nie, maar ons weet jy is daar, ons hoor jy is daar, so baie dankie. Jy is so klein nou daaronder. Frina in haar afwesigheid, ons ander oralis wat ook hierdie week gespeel het, ons sê vir haar ook baie dankie. Die musiek is 'n groot deel en soos ons vir Dani ken en beleef het hierdie week, is geen lied of geen stuk musiek sommer maar net nie. Dis fyn beplan en aan mekaar gesit en vorm deel van die geheel en daarom is dit so belangrik vir ons dat ons goeie kwaliteit musiek het en 'n voorreg dat ons dit kon beleef. Dan Dani, ons wil vir jou in die besonder baie dankie sê, al die pad van die Kaap af en Beatrix ook saam met hom hier. Dit is eintlik skiet woorde so 'n bietjie te kort vir dit wat ons nou al hierdie week beleef het. Dankie, dit is betekenisvol, dit is fyn, dit is smaakvol en ons het regtig die grootste waardering daarvoor. Baie dankie. Hier is sommer so ietsie klein vir jou en Beatrix. Ons besef julle vlieg, so ons kon nie groot gaan nie. Maar ons, dit is die kleinste ietsie sommer maar net om te sê, as julle daai kant aanland, moenie te vinnig van ons vergeet nie. En ons hoop dat dit vir julle ook 'n betekenisvolle tyd saam met ons was hier. Net daar so by Marieke julle. Dankie Dewald.
Dan is daar 'n groot klomp mense, as ons die name nou moet noem wie die kos vir ons gemaak het vir hierdie week, dan gaan ek verseker nou, ons is ook, ek wil nie te veel van Dani se tyd opneem nie, so ek gaan sommer net vir almal wat 'n bydrae gelewer het wat die heerlike etes betref, baie baie dankie sê, in besonder Groenkloof gemeente wat vir ons die sop nou die aand ook gemaak het, julle wat altyd een van die aande neem van ons Pinkster, dit is vir ons so lekker om julle in ons midde te hê en saam met julle te eet en deel van ons gasvryheid te hê, so asseblief moenie vanaand verdwyn nie, daar's nog 'n aand van heerlike kos en kuier en wyn en dankie vir elkeen wat daar op so 'n manier ook gedien het met hulle gasvryheid en seker gemaak het dat ons lekker kuier. En in die besonder dan Mareike, Tannie Hannetjie, Jabu, Nelly, Vincent wat vanuit die kantoor uit 'n klomp logistieke dinge aan mekaar gehou het en gereël het. Ons sê vir julle ook vreeslik dankie daarvoor. Dani, ek is nou eers klaar en ek gaan oorgee aan jou. Baie dankie. Ek wil van my kant af baie dankie sê vir die gemeenteraad en vir die predikante Bernice en Dewald wat julle met die uitnodiging en die manier waarop julle ons hier ontvang het en tuis laat voel het reg gekry het, is vir my sommer net enorm. Julle sal dalk verstaan as ek sê, ek was nie seker of ek die taak moet aanpak nie, want ek is bietjie ouer as wat ek was toe ek hier weggegaan het. Maar dit was vir my 'n geweldige vreugde en ook vir Beatrice om hier te wees. Baie dankie vir ook al die werk agter die skerms wat die predikante doen en wat almal wat by die klank en wat nie alles betrokke is nie, doen. Daar's nou klaar dankie gesê vir ons musikante, maar ek wil net my dank ook daarby byvoeg. En dankie dat ons elke aand na die tyd so lekker kan saam eet en drink. Al hierdie geleenthede sal in my hart bly. En ek dank u almal daarvoor. Die psalms is vol vreugde. En ons gaan nou sing oor die vreugde. Maar ons het nou 'n tyd van vreugde belewe, of gedink ten minste oor vreugde. En vanaand wil ek weer vir u dankie sê, maar ook groet in die naam van die God van vreugde. Mag die vrede en die vreugde van God met julle wees en in sy naam groet ons mekaar. Kom ons sing staande 'n loflied en ook daarin in God, die God wat ons beveilig voel, nou ons hart opnuut verblyd, ons harte is bly. Kom ons sing dit so en ons bid dit so en ons leef dit so. Psalms is daar nie net vreugde nie. Al die geloofservarings, blydskap en vertroue, maar ook vertwyfeling, alles sal jy kry, verwondering. Maar
spesiaal ook verlange. In tye van moeilikheid is daar die verlange na God. En dit word nêrens so mooi uitgebeeld as in Psalm 130. Kom ons sing net vers 3 terwyl ons so bly sit. Wat wonderlik is van so 'n psalm, dat ons almal saam gebind word en ons almal saam die soeke, die verlange na God belewe, maar dat ons ook elkeen as 'n individu dit jou eie kan maak. Ons het nou die woorde gebid dat ons na God verlang. Kom ons word stil en elkeen in ons eie hart, ek gaan nie voorgaan, maar bid ons, dit wat u na verlang, sê dit tog in u eie hart ook vir die Here. Here, ons het gesing oor wagters wat wag dat die dag moet breek, dat die donker moet verbygaan en dat u lig in ons lewe sal skyn. Ons almal ken die donker en die lig en ons wil vra dat u ons deur dit alles heen bewus sal hou van u goedheid. Ons probeer op baie maniere ons vreugde belewe. Ons dank u dat ons vanaand eintlik antwoord en wil antwoord op u uitnodiging. Dat ons die vreugde van God mag en kan beloof en beleef ten spyte van alles in ons lewens. Ons bid vir hierdie gemeente, vir elkeen wat hier betrokke is, vir elkeen wat hier diens lewer. Here, dat u seën hier so sal rus dat dit soos 'n stad op die berg sal wees. Dat dit 'n ligdraande gemeenskap sal wees. Ons bid vir die stad waarin ons woon. U ken die behoeftes van hierdie groot stad. Ons ken dit ook. En daarom wil ons vir u sê, Here, nie net dat u moet kyk nie, maar help ons so kom met nuwe oë na die wêreld om ons te kyk en na mense met nood en in armoede en in verleenthede op baie maniere. Ons vra dat ons die woord wat ons nou mee afsluit, dat u Gees ons sal lei om dit te begryp en ons eie te maak. Amen. Ek lees uit Filippense. Ek wil net terwille van die voortrekker groep wat hier by ons is sê, dis vanaand hemelvaart en dit is baie wonderlik dat julle hemelvaartsaand hier by ons begin. En nou moet ek sê, ons het die hele week het ons gepraat oor
omtrent net een ding en dit is vreugde. En wat word van hoe kom die vreugde in ons lewe? En dit mag nou wees dat ek gaan nou vanaand aan met die vreugde en die blydskap. Mens mag vra, nou maar as daar staan, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle, wat het dit nou te doen met hemelvaart? Want dit kan 'n saak van hartseer gewees het van die disippels. Ons lees in die Johannes Evangelie, dat toe Jesus praat van sy weggaan, het hulle ontsteld geraak en angstig geraak. Hy moes vir hulle sê, moenie so ontsteld raak. En dan kry 'n mens dit, dat wanneer die hemelvaart verhaal dan vertel word, dan sien 'n mens daar is behalwe die ontsteltenis ook vreugde. Jesus sê vir hulle, ek gaan nie weg wees nie. Daar by daai hemelvaart sê hy, ek is met julle al die dae tot aan die einde van die wêreld. En dan staan daar, Lukas sê op een plek, hulle het toe na die hemelvaartsbelewenis, het hulle met groot blydskap teruggegaan Jerusalem toe. So ook die hemelvaart, al was dit op die een manier vir hulle 'n afskeid wat hulle seer gemaak het hulle teruggegaan met blydskap. Ek dink mense moet ook daaraan dink. As Jesus sê ek is altyd met julle, dis hoe jy Handelinge ook moet lees. Daar staan, terwyl dit daar buite is, het daar 'n wolk gekom en hom weggeneem. En 'n mens kan maklik dit ruimtelik begin bedink en dink dat Jesus is 'n ruimtevader, hier weggegaan het na 'n hemelsfeer wat ons nie kan sien nie. Die wolkgedagte in die Bybel, reg deur die Ou Testament, is die wolk 'n simbool van God se teenwoordigheid. En daarom kan ons sê dat die wolk hier as 'n simbool gebruik word, is nie 'n teken van weggaan en wegwees, maar is juis ook 'n teken dat God met ons is. Jesus word genoem Immanuel, God met ons. Kom ons lees 'n bietjie uit hierdie vreugdebrief. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Ek is die Here besonder bly dat julle uiteindelik opnuut aan my gedink het. Hulle het onthou hy's in die tronk. Eintlik het julle wel aan my gedink, maar julle het nie die geleentheid daarvoor gehad nie. En dis nie 'n klein 'n verwyt wat hy hierin gly nie. Hy bedoel dit ernstig. Ek weet julle het aan my gedink, maar julle het nog nie 'n kans gehad om iemand te stuur nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Ek weet wat dit is om te min te hê. Ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek is in elke opsig in hierdie dinge ingewy. Om versadig te wees en ook om honger te ly, om oorvloed te hê en om gebrek te ly. Tot alles in staat is ek deur Christus wat my krag gee. Nogtans was dit goed van julle om in my swaar kry te deel. Julle weet ook, Filippense, dat aan die begin van my evangelie verkondiging, toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente tot my rekening van inkomste en uitgawes bygedra het nie, behalwe slegs julle. Ek is ten volle vergoed en ek het meer as genoeg. Ek is ten volle versorg, nou dat ek van Epafroditus ontvang het, wat van julle afkom. En dan sê hy, ek beskou hierdie nie net as 'n geskenk wat julle my stuur nie. Vir my is dit 'n geurende offer, 'n aanneemlike offergawe wat God behaag. En my God sal ruimskoots in al julle behoeftes voorsien, in ooreenstemming met die heerlike rykdom in Christus Jesus. Aan ons God en Vader kom die heerlikheid toe vir ewig
en ewig. Amen. Kom ons sing voordat ons luister na die inhoud van hierdie teks. Sing ons eers 'n tussensang, ook 'n lied oor blymoedigheid en blydskap, lied 571, ons bly net so sit. Hierdie reeksie gedag saam deel is genoem die verrassende vreugdebrief. En mense sou baie sleutelwoorde hier kon kry. Vir my is die woord van Bonhoeffer van toepassing op hierdie hele brief wat gesê het by God woon die vreugde. En as daar staan by God woon die vreugde, is dit nie 'n abstrakte filosofiese ding wat hy sê nie. As hy sê by God woon die vreugde, beteken dit daardie vreugde wat by God woon, moet op een of ander manier resoneer in my en jou lewe. Dit moet ons help om ja te sê vir die lewe. Om die lewe te omhels. Vanaand as ek op 'n sekere plek vir u wys op 'n boek met die titel Befriending Life. Uit hierdie vreugde kan ek vriende maak met die lewe. Nou is nie so maklik nie. As hy sê wees bly en ek skryf met blydskap, dan moet julle onthou hy skryf uit 'n tronk uit. En ons het gisteraand gesien dit is nie moeilik of maklik om dit reg te kry nie. Wat is die geheim van aanpassing? Is daar 'n geheim om reg te kom met die lewe? Nou hy lei hulle stukkie vir stukkie om eintlik te ontdek die geheim is nie 'n resepie nie, die geheim het te doen ook met God en met Christus. En hy sluit die brief in hoofstuk 4, hy beweeg hiernatoe, dat hy dwarsdeur praat oor blydskap en dan sê hy in die laaste hoofstukkie, verbly julle. Ek sê dit nog 'n keer, verbly julle. Die vraag is dit moontlik? Is dit 'n realistiese ding? Hoe kan ek iets vier? Hoe kan ek die lewe vier
as 'n groot hartseer in my lewe kom? Hoe kan ek 'n heildronk drink op die lewe as verdriet my oorweldig? Miskien juis dan kan jy dit doen. Ek onthou ek het een keer 'n vriend van my geskakel, 'n geneesheer in die Kaap, en met hom gepraat oor sommer oor ontstellende nuus en die seer van die wêreld. En toe het hy vir my gesê, na ek vir hom vertel het oor moontlikhede en pyne en goed, toe sê hy, met sulke slegte nuus kan jy net een ding doen. Jy moet 'n bottel champagne oopmaak en 'n heildronk drink op die lewe. Is dit moontlik? Is dit haalbaar? Ek hou van die gedagte, maar dalk is dit makliker gesê as gedoen. Want daar is so baie faktore wat 'n rol speel. Jou lewensverhaal speel 'n rol. My toerusting speel 'n rol. My geaardheid speel 'n rol. My vriendekring speel 'n rol. My omstandighede speel 'n rol. Maar nie een van hierdie goed het die laaste woord nie. Paulus sê, ek wil met julle deel hoekom ek hierdie blydskapbrief geskryf het. En dit wat hy deel, hy noem 3 dinge, hoekom hy in staat was om met soveel blydskap te skryf. En ek is so bang om met 3 dinge te noem, want sodra mense getal hoor, 3 of 5 of 10, dan dink jy dis 'n resep. Jy weet, jy het 'n boekie wat sê, hier is 8 dinge wat jy moet doen, en 10 dinge, dan gaan jy gelukkig wees. Hierdie is nie 'n resep nie, dis toevallig maar net goed wat hy sê, hoekom hy in staat is om die brief te skryf. Die eerste ding wat hy sê, is dit kom nie maklik nie, sê hy. Ek moes leer om by al hierdie dinge aan te pas. Ek het die geheim geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. En dan noem hy van hierdie omstandighede. Hy sê nie, ek is nou maar eenmal die aanpasbare Paulus en ek gaan maklik deur die lewe nie. Hy was nie so aanpasbaar nie, en hy was nie so maklik nie, en hy het dit nie so maklik gehad nie. Hy sê, ek moes dit leer. Met ander woorde, wanneer ek praat oor blydskap, ook my blydskap, dan het ek nie 'n resep daarvoor of voorskrifte nie. Ek gee nie vir julle 'n geselsie of 'n paar how to be happy en sulke goed nie. Ek moet dit leer. Maar om dit te leer beteken nie jy moet passief wees en maar net sê ek aanvaar maar alles wat met my gebeur. Ek is half fatalisties. Ek gee my oor daaraan. Om hierdie goed te leer, en as jy kyk wat Paulus skryf, dan kom jy agter, dis goed wat kreatiwiteit van hom vra. Jy moet skepend omgaan met jou situasie. Dit neem tyd. Jy kan nie sommer in een dag leer, as jy nou dink, na hierdie week, nou het ek dit onder beheer, van nou af gaan ek net altyd gelukkig wees na ek hierdie brief gelees het. Dan werk dit nog nie heeltemal nie. Hierdie is maar die begin. Dit neem tyd. Ek wil graag vir jou 'n prentjie wys wat Zak Benjamin geskryf het. Gemaak het ek nou die aand vir julle 'n prentjie of 2 van hom gewys. Nou Zak Benjamin is 'n Suid-Afrikaanse skilder en hieronder staan Moos was al moedeloos. Hy het hierdie plantjies ingesit, maar dit wou nie opkom nie. En dit het hom moedeloos gemaak en almal van ons ken ook daardie moedeloosheid en dinge, tye van moedeloosheid. Maar nou staan daar, terwyl Moos so loop, Moos wat moedeloos was, sê hy, dit het begin. En al kan ons vanaand net daar begin. Al is ek moedeloos, jy, oor wat ook al.
kan jy dalk by 'n plek kom waar jy sê, dit het begin. Iets van die verwerking, iets van die moontlikheid tot blydskap, dit is daar. Maar dit vra nie net geduld nie, so dit vra geduld, maar dit vra ook iets anders. Dit vra ook dat daar in my lewe hoop moet teenwoordig wees. Dat ek met hoop moet kan kyk na die toekoms. En ek wil graag vir die daaroor ook 'n skilderytjie wys. Dis 'n skildery van Banksy. Ek het met u gepraat oor rukkie terug, het ek vir u daai 'n skildery van hom Mobile Lovers. Onthou jy die twee wat mekaar omhels, maar dan kyk hulle so oor mekaar se skouers na hulle selfone. Maar hier is sy beroemde skildery en hy skilder dit oral op mure. En op hierdie muurskildery het hy 'n dogtertjie met so 'n ballonvormige of 'n hartvormige ballon. En jy sal sien daar regs op die muur staan geskrywe, "There is always hope." Nou hierdie skildery het hy nie een keer gemaak nie. Dit is sy kenmerkende skildery wat hy al op baie mure, op baie plekke geskilder het. Elke keer so bietjie anders, maar hierdie skildery is die een wat hoop gee. En 'n mens sou vra, wat is die verband tussen die hartjie wat kan liefde voorstel en die ballonnetjie en die dogtertjie en dat daar staan daar's hoop. Ek wil nie probeer om 'n verband vir u te lê nie. Dit moet jy eintlik maar self vind. Maar in hierdie klein kind se handeling is daar iets van die verlange na die liefde en die hoop. Paulus sê, ek moes dit leer. Ek moes geduld hê. Ek moes vashou en vasgehou word deur die hoop, totdat ek in alle omstandighede, armoede, oorvloed, genoeg om te eet, honger, gebrek, dit het my daarby gebring. Kan 'n mens 'n heildronk drink op die lewe, as alles dus stukkend gaan? Soms word iets wonderlik ook uit ons verliese gebore. Jy kry 'n verlies waaruit jy sê, hieruit kan ek eenvoudig nie herstel nie. Paulus sê, in hierdie brief sê hy dit 'n paar keer, hoe dat slegte dinge ook lei na goeie dinge. Hy praat oor mense se kwaadwilligheid. Hy sê, terwyl ek hier in die tronk is daar 'n klomp mense wat kwaadwillig my aanval en probeer om my lewe in die tronk nog moeiliker te maak. Maar dan word dit omgekeer en hy sê, dit het gelei tot wonderlike dinge. Hierdie aanvalle het gelei dat daar nuwe deure oopgegaan het. Nuwe deure vir die evangelie. So daar is altyd hoop en uit ellendige dinge kan daar mooi dinge gebeur. Daar's 'n digbundel met die naam van Vuurvas, geskryf deur Karel Antonissen. En in hierdie digbundel skryf hy oor aftakeling, oor seerkry, oor misverstand, oor verlies. So die hele digbundel gaan eintlik oor wanneer dit swaar met jou gaan, maar hy noem dit vuurvas. En dan gebruik hy as 'n soort van 'n motief, die brandlelie wat hier voorop geskilder is op sy boek. 'n Brandlelie is natuurlik 'n lelie wat verband hou met vuur op een of ander manier. In Engels word hy genoem 'n fire lily. En dit is 'n blom met so 'n salm rooi kleur wat jy hier kan sien, en hy groei baie ongereeld. Jy kry hom nie sommer maklik nie, maar hy's 'n merkwaardige natuurverskynsel. Hy is in die Weskaap en in die Ooskaap, en hy groei net saam met fynbos. As jy 'n brandlelie wil gaan soek, gaan kyk by die fynbos. Maar wat nou merkwaardig is, jy gaan hom nie daar kry nie, totdat daar 'n brand is, en daar 'n hele land afgebrand word. Daar's nie so baie sulke brande in die Kaap nie, maar daar's gereeld bergbrande. Maar as daardie
fynbosgedeelte afgebrand word. Presies 9 dae daarna, dan verskyn die brandlelie. Uit daardie gekke, vernietigde aarde kom hy na vore. En dan bly hy periodiek groei, vir 15 jaar lank. En dis wat hy in sy boek sê, daarom het hy daardie prentjie op die boek, dat hierdie lelie wat so nikszeggend lyk, kom tot lewe, as alles stikkend gebrand het. Hy sê, Paulus sê, jy kan maar 'n bietjie wag, en dit kan gebeur, dat daar mooi dinge na vore kom. Dan kom daar 'n tweede ding wat hy sê. Hy sê, dis nie net ek wat het geleer het, en ek het al hierdie geduld, en ek het al hierdie hoop nie. Hy sê, dit het ook gebeur deur Christus. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Nou, dis 'n baie bekende vers. 'n Teks wat ons baie keer inkorrek gebruik. Ek wil nou nie die Karibekerspan se naam noem nie, maar ek kon ook, hy staan hier geskrywe, maar by een of ander Karibeker byeenkoms in die finaal, was daar in die een finale span se hempies op elke mou gestaan, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En dit was die idee dat as ek hierdie ding aandurf, en ek onthou dit, dan het staan ons 'n goeie kans om hierdie wedstryd te wen. Nou hierdie teks moet ek sê, dink ek nie is bedoel vir sportbyeenkomste om 'n wenner te verkry nie. Hierdie teks is bedoel vir die lewe. Wanneer jy nie soos 'n wenner voel nie, wanneer jy al die vermoë om te wen verloor het, dan kan jy sê, ek is tot alles in staat deur Christus, wat my krag gee. Maar dan is dit ook nie net 'n misterieuse, ek bid Here, gee my krag, en ek is nou tot alles in staat nie. Hierdie Christus wat my krag gee, Paulus sê, om iets van Christus te ondervind, hierdie misterie, moet ek iets van die krag van sy opstanding beleef. Ek moet toelaat dat sy lyding in my resoneer. En eers as dit gebeur, ek moet die hele brief lees, eers as ek die krag van die opstanding ervaar, en eers as ek daar kom, eers dan, op daardie moment, kan ek begin sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En ook Christus wat heling bring en helend optree. Ek wil iets met u deel, wat vir my self besonder is oor heling, en oor die vraag, kan Christus helend te werk gaan, soos wat hy gedoen het, oral, het hy helend met mense omgegaan. Kan hy vandag dit nog so doen? En ek praat nou oor Jeremia 8. In Jeremia 8 is die profeet Jeremia besig om te sê, my hart is stikkend, omdat die dogter van my volk vernietig word. Van binne en van buite. Daar's onreg in my volk se harte, maar ook van buite af is daar soveel vernietiging, en my hart is verskriklik seer daaroor. Hy sê, en hoekom is julle dan blind? Dink julle dan nie, daar kan iets beter van kom nie? En dan vra hy hierdie twee vrae. Hy sê, is daar dan nie balsem in Gilead nie? En is daar dan nie onder julle 'n geneesheer nie? En die balsem was inderdaad 'n kosbare geneesmiddel wat hulle in daardie tyd gebruik het. En hy sê, kan dit dan nie ook vir julle genesend werk? Daar is geneesmiddels, daar is geneeshere, wil julle dit nie net aanvaar nie? Nou, hoekom ek hierdie vers lees, hoe kan ek dit nou by Jesus uitbring, want hierdie vers word glad nie in die Nuwe Testament genoem nie. Maar hierdie vers het 'n simbool geword, dat dinge kan verander. Wonde kan genees word.
onreg kan bestry word. Mense wat bitterlik ly, kan gedroos word. As jy net daardie balsem van Gilead het, daar's nuwe moontlikhede, ook in die momente van verkeerd en onreg en seer. En die motief wat ek nou na Jesus toe bring, is nie my gedagte nie. Dit kom uit die Afrika slawe mense wat geneem is uit Afrika na Amerika. En daardie mense daar het vasgehou aan 'n paar simbole. En een van die simbole was die balsem in Gilead. En hulle het dit oorgedra na die Nuwe Testament se situasie. Galilea waar Jesus gewerk het is toevallig naby Gilead. En hulle het dit toegepas op Jesus. En gesê hy bring balsem. Daar waar onreg is, kan hy genesing bring. Hy is balsem vir ons. Weet jy wanneer het hierdie lied mee begin? 11 jaar voor die afskaffing van slawerny. Het hulle hierdie teks, is daar nie balsem in Gilead. Het hulle hierdie teks omskep in 'n lied. 'n Slawelied, 'n slave song. En hulle het hierdie lied oor en oor gesing. Toe dinge onmoontlik gelyk het. En toe die vrystelling kom, het hulle nie opgehou om dit te sing nie. Want geregtigheid kom nie sommer nie. Is daar dan geen troos, geen geregtigheid nie? Is daar dan nie balsem in Gilead nie? Ek wil graag vra Dewald dat julle dit vir ons speel. Ek speel sommer net vir julle die lied.
hierdie lied is nog steeds relevant. Nie net in die FSA nie, maar oral. Ook vir ons vanaand. Ook ons kan aan hierdie woorde dink as ons sê, ek moes leer en ek leer nog steeds om in die lewe klaar te kom. Maar daar is ook balsem in Gilead. Ek ervaar dit ook dat Christus my krag gee. En dan voeg Paulus, om mee af te sluit aan sy brief, te sê, wat hom baie help, is ook ander mense doodgewoon. En hy sê, julle is die mense wat my help. Ons het nou die aand gesien dat Anne Frank in haar dagboekie geskryf het voor sy toe sy nog weggekruip het in Amsterdam, voor sy in die Tweede Wêreldoorlog na konsentrasiekamp gegaan het en op 15 jaar dood is, het sy gesê, die lewe is wonderlik, as dit net nie vir mense was. Maar Paulus sê dit kan ook andersom werk. Die lewe kan ook wonderlik wees, juis omdat mense mekaar help. Paulus sê, ek is nie tronk, maar toe stuur julle vir Epafroditus met groete en met 'n geskenk, en Paulus skryf om dankie te sê. Hy sê, ek is oorweldig deur hierdie geskenk. Dit is soos 'n geurende offer voor God. Dis vir my wonderlik, skryf hy, dat julle in my swaar kry gedeel het. Mooi in Engels gesê, it was a beautiful thing that you came alongside me in my troubles. Ons het mekaar nodig. Die mense die naaste aan jou, hulle het jou nodig. Iets van die balsem van Gilead ook met mekaar te deel. Ons moet dit ook word vir mekaar. En hier is hy besig om vir hulle te vertroos. Gewoonlik en sê hy, julle het my met julle goed getroos. Gewoonlik is die leier van die gemeente, hy is die stigter van die gemeente. Hy is die een wat die trooswerk doen. Hy sê nee, nou het julle my getroos. So mense kan op daardie manier, 'n gemeente kan op daardie manier vir sy leier tot troos bring. En ons almal het dit nodig. Selfs Jesus Christus het dit nodig gehad, die troos van mense. Dit was nie genoeg dat hy hierdie heilige mens was. Toe hy daar die laaste ete het, waar daar 'n vrou inkom en 'n kosbare kruik breek en al die kosbare olie oor hom uitgiet en almal 'n bietjie onrustig is oor die geld wat sy nou gemors het. Toe sê hy, sy het dit aan my gedoen. Sy het my voorberei vir die lyding waarbinne ek gaan, vir die dood, die begrafnis wat daar vir my wag. Sy was nodig. Hierdie was soos balsem wat oor my gegooi is. En toe hy in Getsemane kom, toe het hy gegaan om te bid. Maar kyk 'n bietjie, hy bid nie net nie. Hy sê vir sy disippels, waak saam met my. En dan gaan bid hy. En dan kom hy terug en dan slaap hulle. En dan sê hy, asseblief, waak saam. En dan hy gaan heen en weer tussen God en mense. Want hy het hierdie mense wat hy saamgebring het hy nodig. So 'n mens kan dit op jou hart skryf, dat as Christus ander nodig het, hoe baie het ek nie iemand nodig, en jy, wat net sal sê, hier is 'n bietjie troos, ek waak saam met jou in Getsemane. Daar is 'n baie aangrypende verhaal wat Dominee Jan Overduin geskryf het in sy boek, Die Hemel en Hel van Dachau. Hy was in die oorlogsjare in Dachau opgesluit, en hy sê, hy daar die hemel belewe, maar ook die hel. En in sy boek skryf hy iets geweldig oor die troos wat mense bring. Hy wou die troos eintlik nie gehad het nie, maar toe gebeur dit.
Voordat toe hy gevange geneem is, was hulle in 'n groep en hulle is saam in 'n treintrok gegooi. Hulle gaan saam Amersfoort toe waar die deurgangskamp is. Van daar af gaan hy geplaas word in Dachau. Maar hulle is aan mekaar vasgebind, 6 mans aan mekaar vasgebind met kettinge. En toe hoor hy, maar hierdie trein gaan stop daar in die dorp waar ek die dominee is. En dit gee hom geweldige skrik. Hy is so bang, een van sy gemeentelede sien dit. Dit sal hom nie troos nie, dit sal hom baie skaam laat voel. En toe die trein stop by sy tuisdorp en hulle klim uit. Toe die gemeente gehoor, hy gaan verbykom. En toe is die gemeente daar. En toe sing hulle die Hollandse woorde van wat ons in Afrikaans ken, maar die Heer sal in my lewe weer oordag sy guns gebied. Ook deur donker nag omgewe sing ek nog my pelgrimslied. Ja, ek lofsang in die nag, want ek bly die Heer verwag. My gebed sal opwaarts strewe na die bronwel van my lewe. En Oeverduin sê, ek wou nie gehad het hulle moet daar wees nie, maar toe hulle daar is en sing, toe ontvlam die hoop in my hart, dit het my gedra. En Paulus sê vir hierdie gemeente, ek is in die tronk, maar julle liefde, julle sing saam met my, dit maak die verskil. Kan ek hierdie reeks afsluit met 'n visvangstorie. Nie dat ek 'n visserman is, maar ek wil u vertel van, dis eintlik 'n befriending life story. Dit gaan oor Henry Nouwen, 'n baie bekende skrywer, en jy sal sien daar bo staan befriending life. Hy was 'n beroemde skrywer, priester, lektor. Hy het meer as 40 boeke geskryf. Daardie boeke is vertaal in meer as 22 tale. Maar hy het 'n vreemde samestelling gehad. En toe hy 50 jaar oud is, toe voel hy, ek is klaar met die akademie en ek is klaar met die kerk en ek is klaar met alles. Toe gaan werk hy by Laak, wat Franse woord is vir die ark. En die ark was 'n plek vir mense met gestremdheid. En daar het hy gewerk tot sy dood. En almal het geweet dat hy amper nie tuis kan voel meer in die gewone Christelike gemeenskappe nie. Almal het geweet dat Henry voel baie maklik verstote en alleen en uitgesluit. Die lewe was vir hom vreemd. Die lewe was vir hom swaar. En hy het gestruikel oor sy eie toerusting, sy eie sensitiwiteite. En hy was eensaam en hy het 'n buitestander geword. Maar hy het goeie vriende gehad. En na sy dood het sy vriende 'n boek geskryf oor hom. Hulle het elkeen geskryf wat hulle van Henry dink en stories oor hom vertel. En toe hulle opnuut kyk na hom en ontdek en waardeer en hulle ook verwonder oor ten spyte van al die swaarheid in sy lewe, het hy hierdie verruklike boeke. Julle kan dit maar enige tyd gaan kry, my enige Henry Nouwen boek. Dit is oor en oor die moeite werd om te lees. Maar toe noem hulle die boek Befriending Life. Om vriende te maak met die lewe is nie soos maklik nie. Maar Henry het sy lewe lank ook probeer. En dit uiteindelik ook op 'n manier reggekry, op 'n verruklike manier, om vrede te maak. Maar daar's een verhaal in die boek wat ek vir u wil noem, en dit is nou die visstorie. Henry kuier by 'n paar van hierdie vriende, en hulle is van plan om die volgende dag 'n visvang ekspedisie te hê.
En nou praat hulle daaroor, en die ouetjie skryf, per ongeluk nooi ons toe vir Henry saam. En hy het nog nooit in sy lewe vis gevang. Maar hy sê, ons kry mekaar daar, ons daag op, ons stap deur die groot bos, en dan kom ons uiteindelik uit by die see, en ons vang by die see die vis. En hulle sê, ons moet dit in ons skoene gesak toe Henry opdaag, want ons is almal in ons vissersmansklere aangetrek, en die naaste wat hy daaraan kom, hy het nog sy blinkswart skoene aan, maar hy het so ou reënjas aan. En hy het gevoel, dit is naby genoeg. Maar die ergste is, hy het nie 'n rugsak nie. Hulle het rugsakke. Hy het 'n tas op wiele. Soos by die lughawe. En dit is 'n redelike digte bos, en hy gaan aan met hulle die tas. En hy raak agter. En kort skree hy, hoe ver is dit nog? En dan spot hulle hom, hulle maak of dit op 'n lughawe is, hulle sê nee, oor 'n kilo is, kom jy by die rolhek en dan roltrap, en dan gaan ons op na hek A4 en so aan. By die rivier, of die see wat hulle gekom het, slaan hulle tente op, daai een kant. En hy het nie veel hulp gegee nie, maar hy het sy bes gedoen. Maar daai een kant het 'n boot gelê. Klein bootjie, half stikkend, maar hy lê daar. En toe hulle klaar is, toe sê Henry vir hulle, kan julle net daai boot dra tot hier by ons tente? En hulle wonder wat gaan nou met Henry aan, maar hulle doen dit. En toe sê hy, kan julle die boot onderste bo draai? Toe doen hulle dit ook. Nou is die boot 'n soort van 'n tafel. En toe maak hy sy tas oop, en daar is nie vissersmansklere in nie, en ook geen visgerei nie. Maar daar's brood, wyn, om die nagmaal te vier, soos die brood hier, en die wynbeker daar staan. En skielik, toe ontdek hulle, maar hierdie gebeurtenis, hierdie visvang gebeurtenis, word nou iets baie meer. Dit word 'n helende, genesende gebeurtenis vir ons almal. Want hier het ons te doen met die simbole van lyding, maar ook die simbole van viering. En dit is een manier om te sê, how to befriend life, befriending life. Dit kan gebeur. Ek het nou hier buite gestaan en kyk na 'n prentjie hier in die Lapa. Jy moet tog almal bietjie daai Lapa se prentjies gaan bekyk. Een van die prentjies jare terug is dit geskilder deur 'n klein klompie kinders uit die Bewaan kunstskool, en die Bewaan kunstskool bestaan vandag nog. Ek dink amper die hoof van die skool is vandag hier by ons, maar een van die prentjies was Jesus aan tafel. En wat vir my interessant was, is dat kinders, as hulle enigiets kan skilder, dan is dit Adam en Eva gewoonlik, en Dawid en Goliat, en Jesus aan die kruis, maar Jesus by die tafel. Hierdie is 'n kind van 13 jaar, wat hierdie geskilder het. En ewe skielik kom jy tot die ontdekking, dat iets in hierdie kind, iets van die nagmaal het klaar geresoneer in haar lewe. Iets van die lyding en die opstanding, die vreugde en die viering. In aansluiting daarbij, die laaste prentjie, weer Zak Benjamin. Ek het nou die aand vir julle gewys, sy laptop Jesus, waar jy 'n laptop het, waar hy noem die laptop Jesus, waar Jesus, terwyl op jou sleutels al daarin goed is wat jy wil hê, kyk Jesus deur die skerm vir jou. Hierdie noem hy Sasolburg Jesus. Dis waar hy groot geword het. En hy het gesê, ek wil 'n Jesus skilder, wat daar waar ek groot geword het. Daar is sommer waar die vragmotors is, en 'n karretjie
wat so kruisvorm het en 'n wasmasjien staan en al die Sasol geboue daar agter. En jy kan maar verder kyk na allerlei dinge. Ek het vir hom gevra, hoekom is daar 'n mes op die tafel by die brood? Toe sê hy, man, ek kan nie heeltemal dink hoekom ek dit gedoen het nie, maar ek dink dat elkeen kan sommer gaan sny van die brood vir hom. Die balsem van Gilead, die Christus wat ons gedenk, is Immanuel, God by ons, in ons situasie, in ons Sasolburg situasie, in ons lewenssituasie, waar jy en ek vandag is. Daar kan vir ons gesê word, befriending life. Beteken dit ons moet nou wag vir volgende nagmaal, dan gaan ons weer beter voel. Ek het hierdie week gelees in 'n verseboek waarvan die titel is Nagmaal by die huis. Daar by die huis, daar by nabyheid waar jy en jou mense is, daar gebeur die nagmaal. Daar hoor jy iets van God se hart klop as jy jou mense se hart hoor klop. Daar ontdek jy dat die vreugde by God woon, dat daardie vreugde ook aan jou toegedeel word, gegee word, geskenk word. Amen. Dankie o wonderlike Heer, dat ons deur al hierdie gedagtes heen weet al kan ons nie vashou aan dit alles nie. Dan weet ons U hou ons vas. Al is ons geloof van so 'n aard dat ons hande losgegly het lankal en tot ons verleë eenkant staan. Dat ons ontnugter raak sommer met die ganse lewe. Weet ons nou dat U uitreik na ons, dat U met die balsem van Gilead genesend met ons lewens wil werk. Ons vra dat ons dit elkeen mag ondervind. Ons bid dit tot die eer van U naam. Amen. Kom ons sluit afstaande weer met die aandgesang.
aan die einde van hierdie brief wens en bid Paulus die gemeente die vrede van God toe. En ek wil graag die woorde wat hy gebruik. Die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle sinne die wag hou in Christus Jesus.